Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. If you are struggling with an addiction that has bound you, and you've been hiding in the dark, afraid of the light, the Bible says that judgment, condemnation comes to those who choose darkness over light. We hold on to these things because we don't want our works to be seen in the light, not understanding that Jesus is here to rescue us, to save us. Listen to what the Bible says. That there was a man sent from God, his name was John. He came as a witness to bear witness, that all through him might believe. He was not the light, but came to bear witness of the light. Jesus himself is the light of God. Today you've come in tonight to his presence. And I've been feeling since I was worshiping in the front row there that God wanted to heal the broken, the addicted, the bound, the chained, the enslaved. Why don't you refuse to stay that way tonight? I said, why don't you refuse to stay there? Why don't you stop wearing this Christian mask? Why don't you get tired of the condemnation, the discomfort? See Jesus rightly as the wounded Savior who comes to save, to seek and save those who are lost. If you're bound by anything but Christ and you want to be free right now, I want you to lift your hand. Lift it with every head bowed and eye closed, no one looking around. You want to be free. You're tired of that. Now, very quickly, listen. I want you to look. Very quickly, keep your hand up. Those who are near you, you can open your eyes if you haven't raised your hand. I want you to look at that person or look around. See, I want somebody to go. I don't want you you're not doing deliverance. Don't worry. I just need you to put your hands on that shoulder. And the light of God is about to blow the darkness right out of that life. Come on, get over there near him. If you're not near him, just stretch your hands right now. I want everyone agreeing. I want everyone on staff praying in the Spirit. Everyone behind me praying in the Spirit. This is not a game or a show. We're here to watch the Lord move. Don't start praying yet. I'll tell you when. Now, listen to what the Word of God says. Jesus says, whom the Son sets free is free indeed. The Bible says that God is our Savior, our rescuer. He's the author of the divine Exodus. He's the author of He is the one who takes us out of Egypt. And tonight I'm trusting Jesus Christ as the delivering Savior to set you free. If it's a drug addiction, don't you dare think for a minute that that's bigger than Jesus. If it's emotional anxiety and depression, don't you dare think for a minute that's bigger than Jesus. Nothing is bigger than Jesus. And I declare this over all of you right now. Oh, magnify the Lord with me. See Jesus as being much bigger than any issue that's holding you. All right, start. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met almal vanoggend. Wil jy nie gou vir my net gou die persoon langs jou of voor jou, agter jou gou hallo sê nie? 'n high five gee of ietsie. Hallo. Nou wil sy vir my hallo sê. Vanoggend wil ek gou die afkondigings doen voor ons begin. Net dus gewone week vir ons Dinsdag aand het ons Bybelstudie hier by die kerk. Ek en Delaney was
vir die eerste keer nou daar gewees Dinsdag. Dit is awesome. Hallo. dit was baie lekker. So do yourself a favor. Make the time, put the time aside to come on a Tuesday evening. It's worth it. It really is. Woensdag aand het ons jeug. Die jeug gaan baie goed aan, dis baie lekker. Het hou ek en Delaney jonk. En dan Shiloh maak ons weer oud, so dit even het self so lekker uit. Donderdagoggend is die vroue Bybelstudie, hulle is by mekaar, en dan het ons weer Sondag ons dienste. Dit is my storie vir oggend. Kom ons staan saam. Ek gaan vir Corneille vra om vir ons oop te maak in gebed, asseblief. Here, so baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend hier te kan wees. Dankie vir die voorreg om 'n kind te kan wees en te weet Jesus leef. U is die koning van die konings. U is die begin, u is die einde. U is alles wat ons ooit in ons lewe nodig mag hê. Here, al wat ek vanoggend vir u kan teruggee is my hart, my worship, my lewe. Ek gee dit vanoggend vir u terug, Here. En ek wil vra dat vanoggend se diens so spesiaal sal wees, Here, dat wanneer ons sing, dat dit soos wierook voor u sal optrek, dat u verheerlik sal word deur ons leefwyse. En dankie, Here, dat dit vir ons sal wees soos wat ons glo. Ons bid ook vir pastoor Dwayne wat die woord vir ons gaan bring. Dankie dat ek weet dit kom uit u hart uit vanoggend. Maak ons harte oop en ontvanklik vir die saad wat u in ons harte wil deponeer. En dat ons dit sal uitleef tot eer van u naam. In Jesus se naam. Amen. Waar is pastoor nou? Amper dog ek die wegraping het plaasgevind. Daar sê hy, kom ons gaan sing tot eer van sy naam. Daar's 'n son wat skyn in Suid-Afrika. In Suid-Afrika, Verwagting bou op, verwagting bou op, reg oor ons land. reg oor ons land, Son van geregtigheid, son van dis die geregtigheid, seun van God. dis die seun van God. Hy verander ons, Hy verander ons, hy verander ons God. Daar's 'n nuwe dag, Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan, Leefstyl weer laat klop, daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. die wolke pak saam, Die wolke pak saam, oor Suid-Afrika. oor Suid-Afrika, Daar's 'n reën wat kom, daar's 'n reën wat kom. oor Afrika. Oor Afrika, Dis die reën van sy dis gees, die reën van sy gees, sy heilige gees. sy heilige gees. Binnekort sal ons Binnekort sal ons hemel inhoor. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan, leefstyl weer laat blom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus Ja, die wêreld, Ja, die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. hy sal wag Oor jou, hy sal raad gee vir jou. Leun op hom, want hy gee oor. Laat sy wysheid jou lei en van sonde bevry. Leun op hom,
gee op. Staan dan vas in geloof. Laat sy liefde vertroos. Leun op hom, want hy gee op. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. Glo jy dat God getrou is om te doen wat hy sê hy sal doen? Is daar enigiemand met wie dit al gebeur het, dat die Here 'n belofte aan jou gemaak het en dat hy dit nagekom het? Miskien is ek die wit broodjie, want dit gebeur elke dag met my, hoor, selfs wanneer ek nie op die plek is waar ek moet wees nie. En dan kan ek net sê, every praise. Dit was so mooi toe ons vanoggend daar in die bidkamer is en pastoor Dwayne sê, dink bietjie aan die wonderlikste, grootste ding wat die Here al vir jou gedoen het. Kan ek dit maar herhaal, pastoor, is dit reg? Dink gou so vir 'n oomblik, wat het die Here vir jou gedoen wat jy hom ewig dankbaar sal wees? Selfs die aand toe jy buite op die stoep was, jy en jou 2 klein kindertjies, en die donker sak op jou toe, en dinge moet skeefloop, baie skeefloop, want hulle is 5, en jy is mamma en jy 2 dogtertjies, en die Here se beskerming is daar. Here, hoe kan ek ooit vir U dankie sê? Hoe sou ek vir 'n mens dankie gesê, as dit 'n mens was wat my beskerm het? En al wat ek net kan sê is, Here, my hart, ek het net my hart om vir U te gee, om dankie te sê. Here, dankie dat U goed is. Dankie dat U alwetend is. Dankie dat U ons nie alleenig los in die donkerste tye van ons lewens. En dankie dat U ook daar is wanneer ons hoogtepunt in ons lewens het. Dankie dat ek vanoggend in my gees kan ervaar hoe ek my skoene uitskop. En dat ek net na U toe hardloop en op U skoot klim en net vir U kan sê, I love you. I love you, I love you, I love you. Lord, I give you my heart. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God.
eerste lief gehad het. Kom ons sing dit weer vir hom. Of all the things about you that I love, of all the things about you that I love, of all the things about you that I love the most that you first love. Of all the things about you that I love, of all the things about you that I love, of all the things about you that I love the most that you first love me. I love the most that you first love me. I love the most that you first love me. I love you the most. Dankie Here. Mag elke woord wat uit my mond kom wees soos heuning. En mag gedagtes uit my hart wees soos die môre dag. Elk onuitgesproke woord, elke saak wat ek bedink, mag het aangenaam en sinvol wees voor die aangesig, o Heer. Mag elke woord wat uit my mond kom wees soos heuning. En mag gedagtes uit my hart wees soos die môre dag. Elk onuitgesproke woord, elke saak wat ek bedink, mag het aangenaam en sinvol wees voor die aangesig, o Heer. Is my God, is my redder, is my vrede. Is die rots waarop ek bou en waar ek skuiling vind. Is my kompas, u woord gee rigting wanneer ek verlore raak. Daarom is dit my gebed dat wat ek dink of wat ek praat welbehaaglik voor die aangesig sal wees. Halleluja. Halleluja, aan U al die lof en al die eer. Delenay, wil jy nie vir ons bid nie? Here, ek verklaar vanmôre dat wees daar soos U onder roemryke dade is daar een. Daar is net een in ons midde vandag wat wonders kan doen.
Here, ek kom dank U vanmôre, Here, dat Boeddha het 'n graf. Allah het 'n graf. Hare Krishna het 'n graf, maar ons God, Here, die een wat in ons midde staan vandag, se graf is leeg, Here. En Here, ek kom dank U vanmôre, Here, dat daardie graf, Here, is vir ons oorwinning. Daardie kruis het vir ons oorwinning gebring, Here. En ek dank U vanmôre dat U die God is bo elke liewe ander God, Here. Ek verklaar vanmôre dat daar is een naam wat waardig is om aanbid te word. Daar is een naam wat waardig is om geprys te word. Daar is een voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U God is vanmôre, Here. En ons as een liggaam van Christus kom vanmôre en ons kom buig voor U en ons sê, waardig, waardig is die lam wat geslag is. Waardig is die een wat nou sit aan die regterhand van God die Vader. Here, U woord sê dat U regeer, Here. U regeer oor al die nasies. U regeer oor hierdie aarde. U regeer oor die hemelruim, Here. U regeer oor my. U regeer oor Suid-Afrika. U regeer, Here, oor die hele wêreld heen, Here. En daar is een vanmôre wat waardig is, Here. Daar is een, Here. Ek kom dank U vanmôre dat U 'n man is van U woord. As U sê dit is so, sal dit so wees, Here. En ek bid vanmôre, Here, dat wat ook al in hierdie diens gebeur, Here, wanneer ons oorgaan na die woord toe, Here. Ek bid dat ons nie sal beweeg, Here, as U teenwoordigheid nie saam met ons gaan vanmôre nie, Here. Here, soos wat Moses gesê het, ek sal nie skuif as U teenwoordigheid nie saam met my gaan vanmôre nie, Here. En ek kom dank U vanmôre vir die teenwoordigheid van God, Here. Ek kom dank U, Here, dat U opgevaar het, maar U het gesê, ek laat jou nie alleen nie, ek stuur 'n vertrooster, ek stuur 'n metgesel, ek stuur 'n vriend, ek stuur die een wat dieselfde as ek is, een van dieselfde stuur ek vir julle en sy naam is die Heilige Gees. Ek dank U vir die Heilige Gees vanmôre wat tussen ons is. Ek dank U vir die Heilige Gees vanmôre. Here, want sonder daardie Gees, Here, waar sou ek gewees het? Ons sou eensaam gewees het, verlate gewees het, vergeet van gewees het, Here, maar U Heilige Gees, Here. Ek dank U vir die Gees van God wat vanmôre saam met ons is, Here. Here, ek bid vanmôre dat die salwing van die Heilige Gees wat teenwoordig is in hierdie plek, elke juk sal verbreek, elke juk van bitterheid, elke juk van kwaad, elke juk van onvergewensgesindheid, elke juk van siekte, elke juk van bekommernis, elke juk van las, elke juk van die onbekende oor die dag van môre, elke juk van hooploosheid kom verbreek vanmôre in die naam van Jesus, Here. Ek bid dat U sal restoreer in hierdie plek vanmôre, Here. Kom doen die onmoontlike hier vanmôre. Ons verwelkom die God van die onmoontlike in hierdie plek vanmôre, Here. Ek kom verwelkom U om in te tree in my natuurlike. Die God van die bonatuurlike kan jou nog steeds ontmoet in jou vallei. Die God van die bonatuurlike kan jou nog steeds ontmoet in jou natuurlike, Here. En ek kom spreek dit vanmôre dat wanneer ons uitstap hier, Here, sal ons in oorwinning stap, Here. Here, ek bid, Here, dat ons deurbrake sal ervaar soos nog nooit van tevore nie, Here. In Jesus se naam, Here. In Jesus naam ons loof U, Here, ons prys U, Here. Want daar is een vanmôre en sy naam is Jesus. Sy naam is Yeshua. En ons loof U, Here. Ons loof U. Ons loof U. Wil jy nie saam met my in jou hemelse taal om net bietjie aanbid en hom groot maak nie? So
sien dit al nie staan. He was clothed in glory, exalted high, and the train of his robe
terwyl elke oog nog gesluit is en ons in aanbidding bly, en die atmosfeer bly waar ons is, die hele week praat ek en Delaney oor worship en hoe ons worship en wat dit is om te worship en die redes om te worship. En vanoggend is ons in die teenwoordigheid van God met 'n geleentheid om dankie te sê. Met 'n geleentheid om hom te verhef. Met 'n geleentheid om hom aan hom eer en hulde te bring. Sien kerk, ons raak so besig in die week en ons gaan deur goedjies en partykeer vergeet ons om stil te staan. En ek is vasoortuig dat worship belangriker is as die preek. Sien, die preek ken God, hy het dit gegee. Maar worship is uit my hart uit. Dit is iets wat net ek vir hom kan bring. Niemand anders kan my worship vir hom gee nie. Niemand anders kan vir my paar dankie sê nie. Niemand anders kan dit doen nie behalwe ek. En soos ons in die bidkamer gesê het, as mense vir ons sulke goedjies doen en sulke great goedjies doen, ons spring en op en af, ons gee drukkies, ons koop vir hulle goed om dankie te sê. Maar as die Here vir ons goed doen, dan dankie Here. Dis tyd dat die kerk bietjie begin op en af spring. Dis tyd dat die kerk begin hande in die lug gooi. Dis tyd dat kerk begin aanbid volgens dit wat hy gedoen het en dit wie hy is. Ek wil dit weer sê, ek wil hê jy moet bietjie tyd vat en dink, waar sou jy gewees het vanoggend as dit nie vir die hand van die Here was nie? Ek kan met 100% sekerheid sê, ek sou nie hiervoor gestaan het nie. Ek sou 10-1 nie eers hier gewees het nie. Maar daar was 'n God in die hemel, wat op 'n dag besluit het, hy gaan my koop met sy bloed. Hy gaan sy lewe neerlê vir my. En vanoggend gaan ons saam die engele sing. En ons gaan saam hulle aanbid, nie omdat hy dit vir ons gedoen het nie, maar omdat hy waardig is. Omdat hy dit verdien vir wie hy is. Ek wil hê jy moet van die persoon langs jou vergeet. Vergeet van die persoon voor of agter jou en onthou wie hy is. Onthou wat het hy vir jou gedoen. Halleluja, Jesus. U is waardig vanoggend, Abba Vader. We worship you, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worthy, worthy, worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your holy name this morning, Abba Father. King of kings and Lord of lords, there is none like you. Worthy, worthy, worthy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pour out your spirit this morning in Jesus' mighty name. Flow through these benches of our Father. Touch every heart, touch every mind. In Jesus' mighty name we pray this. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Abba Father, this morning we decree and we declare that no one will ever receive our praise but you. Father God, we declare that no one is worthy of our praise but you. Father God, when the enemy comes in like a flood, when he tries to take over, when he tries to steal our focus from you, Father God, we will be able to stand and say, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. There is no one bigger, there is no one greater, there is no one who deserves it more. It is all about you, Father God. And it's not only about you on a Sunday morning in church, but on a Monday and a Tuesday and a Wednesday and a Thursday and a Friday and a Saturday. May it all be about you. Everything we say, everything we do, everything we think, may it bring honor and worship and glory to the name of God. And we thank you for this, Abba Father. We worship you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you so much. You may be seated. Man, ek is opgewonde. Dis so lekker as die gees van die Here opdaag. Ek kan dit nie vir mense beskryf nie. There's no, 'n mens moet dit ervaar. Ek het nou baie slegte nuus vir mense. Daar's baie mense wat sal sê, "Jesus, julle sing te lank," of "Yesterday, nee, julle worship te lank." Dan wil jy nie hemel toe gaan nie. Dis al wat ons daar gaan doen. Want dis waar hy wat waardig is. So just bear with us. My skoonpa sê altyd, jy sal nooit ooit die ou langs jou se worship verstaan, tot jy weet waar hy die Here hom uitgebring. So ek spring op en af, en ek huil, en ek ag, en ek gooi my arms op, hoekom? Want ek weet waar was ek. En dis, voor ek even by die boodskap uitkom vanoggend, dis wat ek wil vir julle los vanoggend, is everything you've made it through had nothing to do with you. Kan dit nie so mooi rhyme in Afrikaans nie, so ek moet dit in Engels sê. Everything you've made it through had nothing to do with you. Dis als oor wie hy is. Als wat hy van jou dink. Als hoe belangrik jy is vir hom. Amen. Dit was baie lekker. Dankie julle. Ja, ek het daai baie geniet. Right, vanoggend gaan ons bietjie gesels. Ek het die tema is nie nou daarbo op nie, maar hy moes daarbo. Daar kom hy. Dankie. Is volhard in gehoorsaamheid, maar ek het hom bietjie verander. Ek het nou die woord volhard gaan opsoek. En volhard beteken om ondanks probleme voort te gaan, standvastig of koppig volhou met wat begin is. In English, we use persist or endure, and that means to continue in an opinion or course of action in spite of difficulty or opposition. Ons gaan begin vanoggend, julle kan saam my blaai na Numeri 14 vers 24 toe.
terwyl ons soontoe blaai, ek het hierdie week iets geleer wat my uitgebou het oor volhard. Almal quoteer daai skrif wat sê ons moet volhard tot die einde. En ek het besef dis nie die enigste ding waarin ons moet volhard hierdie weekie. En ek gaan nie preek vanoggend nie, ons gaan net bietjie chat, want ek wil hê ons moet hierdie oopbreek en verstaan dat volhard beteken nie om gered te wees en hemel toe te gaan nie. Almal kyk my so snaaks aan. Volhard beteken nie ek moet gered wees en hemel toe gaan nie. Dit is nie volhard nie. Daar is die begin. Daar is waar ons begin. Volhard beteken letterlik, ons het dit nou gelees, in Engels is dit so mooi, it says in spite of difficulty and opposition. Met ander woorde, die moeilikheid en die teenstanders gaan kom, dis waar ons moet volhard. Ok, Numeri 14 vers 24 sê, maar my knegt, okay, I'm just going to say the names in English, because yesterday I tried last night and it was very bad. Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het, om my te volg, hom sal ek bring in die land, waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Ons gaan gou spring na Numeri 32 vers 11 tot 15 toe, wat basies dieselfde ding sê. Dit sê, waarlik, geen een van die manne wat uit Egipte onttrek het, van 20 jaar oud en daarbo, sal die land sien wat ek Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie, behalwe Caleb, die seun van Jefani, en Josua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. Ek gaan net daar stop, en ek wil dit gou sê, ons as die kerk, se beloofde land, is daar waar Jesus is. En hierso sê dit, die mense wat nie volhard het nie, gaan nie die beloofde land sien nie. Die twee mense wat die beloofde land, of wat volhard het, is die enigste twee, wat die beloofde land gaan sien. Maar wat vir my belangrik is dit sê, en hulle nageslag. Ek wil vir mamas en papas vanoggend sê, jou volharding gaan bepaal waar jou kind eindig. Sien, want die mense wat nie volhard het nie, sy nageslag het ook nie. Die wat volhard en die Here volg, sal gered word. In English, I wrote this one down, but I just want to find the right piece here. And it says, Caleb the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. En in Engels, dit sê dit so mooi, dit sê wholly. Nie bietjie nie, nie min nie, nie met alles. With everything they have, with their whole heart, they followed God. En ek het die Bybel se definisie van persistence gaan kry. En hierdie is waar dit vir my baie groot oopgemaak het. Persistence is the steadfast and unwavering continuation of faith, prayer, and righteous action, despite opposition, delay, or trials. It signifies a firm endurance-based trust in God and His promises rather than immediate results. Nou, dis 'n mondvol, maar basies wat dit sê is, ons moet deurdruk in vertroue met wie God is.
and who he is. En al hierdie skrifte wat ek nou gelees het, is alles Ou Testamenties, en ek wil net verklaar vanoggend, vir my, die Ou Testament is net so belangrik soos die Nuwe Testament. Dit is anders so God vir ons 2 boeke gegee het. Hy het vir ons 1 Bybel gegee met al 2 in. So ek glo, daar is nog in die Ou Testament van belang vir vandag. Voor ek nou, maar, ek het so 'n paar goedjies uit die Nuwe Testament uit gaan haal. En hierdie is waar ek nogal baie verras was. Ons gaan bietjie rondspring, so julle kan die verse neerskryf. Ek gaan nie die hele vers lees nie, ek gaan net so stukkie vir stukkie uithaal. Matteus 10 vers 22 sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ek gaan gou skiep na Matteus 24 vers 12 toe. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde, hy sal gered word. Nou, daai laaste paar woorde gaan in basies elke liewe skrif wees wat ons gelees vanoggend. Maar ons moet versigtig wees, kerk, dat ons nie daai mense is nie, van die meeste, wat se liefde verkoel. So ek dink daar's 5 goedjies, waarin ons moet volhard. Obviously in ons geloof, in our faith, in our religion, dis belangrik. Maar God gee vir ons goed om in te volhard, wat ons gaan help om gered te word. En ek het dit nooit geweet nie. Ek het dit hierdie week eers uitgevind. En die eerste een is liefde. Liefde vir almal. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend, nie liefde vir die ou in die kerkie, nie liefde vir die familie nie, liefde vir almal. Jy kan nie, ek wil net bietjie verder terug staan voor iemand my met iets raak gooi nie. Jy kan nie sê, ek het God binne my wat liefde is, en iemand haat nie. Light dark doesn't mix. Love hate doesn't mix. Jy kan nie sê, God, ek het U lief, en iemand loop in die kerk in wat jy nie like en jy loop uit. Wat sê Jesus verteenwoordig ons? Ons moet volhard in liefde. In liefde vir die mens. Hoekom moet ons dit doen? Sodat mense kan sien wat liefde is. Sien, hierdie wêreld is so vol haat en kwaad en ongeregtigheid. Waar gaan die wêreld die liefde van Jesus sien? Dis nie in die kerkie. Kom kerk, ons is nou baie stil. Kom. Daai ou wat daar buite sit, wat ons judge, omdat hy is waar hy is. Waar is God se liefde? Ek sê nie ons moet alles weggee nie, en ons moet almal geld gee nie, en almal kos gee nie. Dis nie God se liefde nie. God se liefde is omgee. God se liefde is belangrik. En dit sê ons moet volhard in liefde. Ek gaan na Markus 13 vers 12 toe, en is dieselfde skrif, dis vir my so belangrik dat dit sommer 2 keer gedoen het. En die een broer sal die ander broer tot die dood oorlewer. En die vader sy kind. En die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard
tot die einde, hier kom ons, hy sal gered word. Ek wil hê jy moet daai goed, jy kan dit sommer in elke versie wat ons lees, onderstreep. Want dit gaan nie net oor wat ons moet doen nie, dit gaan oor, hy sal gered word. En ek wil net sê, hierdie is nie die gered word dat jy hemel toe gaan nie. Die Bybel sê, wie op my naam roep en wie op vertrou, hulle sal gered word. OK, hierdie gered word, praat van waar ons is, ons omstandighede, ons situasies. Dis waar God jou kom uithaal. Dis die gered word waarvan ons hier praat. Ek het in die week iets gesê vir iemand en ek gaan dit nou sê, maar ek moet dit baie versigtig sê want dit is baie belangrik. Ons moet almal lief hê met die liefde van Jesus. Dit beteken nie jy moet mense se leefstyl goedkeur nie. Hoor mooi kerk. Dit beteken nie jy moet okay wees wat teen die is nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor liefde wys sodat mense hierdie sien as die pad en die waarheid. Maar hulle gaan dit nie doen nie as ons nie die liefde wys nie. God liefde is 'n werk wat hy as ons sy diensknegte gegee het om die wêreld te wys wie hy is. Dis wat hy is. Ons gaan nou Handelinge 1 vers 14 en hier is die tweede een. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Wanneer laas kerk het ons volhard in ons gebed? Ons bid en as niks gebeur nie, dan gebeur niks by ons ookie. Ons is klaar gebid, ons is klaar volhard in gebed en smeking. As ons begin volhard met of sonder 'n antwoord. Hierdie gaan oor die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees en daai goedjies wat gebeur het, maar hulle het volhard. Die kerk vra, Here, hoekom is daar nie meer beweging nie? Here, hoekom is daar nie meer gawes? Hoekom is daar nie meer uitstorting van die Gees nie? Baie maklik en eenvoudig. Ons volhard nie in gebed nie. En ek weet, dit klink asof ek ons uittrap, maar ek wil ons op 'n punt kry waar die wêreld nie meer 'n keuse het, maar om te besef en te weet dat God 'n werklikheid is. En dit gaan eers gebeur as die kerk op die plek kom waar die Here ons wil hê. Dit gaan oor waar ons is. Kyk mense. Ons kan vir pastoor Chantel vra, as jy 'n pastoor is of ewen as jy net 'n kerkmens is, iemand wat nie van Jesus hou nie, kyk so na jou. Omdat jy daai en daai mense, die wêreld kyk. Die wêreld wil sien wie Jesus is. En ek sê nie ons is perfek nie, ons is nie. Jy kan kwaad word, ewen Jesus het kwaad geword. Jy gaan foute maak, daai goedjies gaan gebeur. Maar dis wanneer ons die leiding van die Heilige Gees nodig het. Dis wanneer ons volharding in ons smekinge en gebed belangrik is. Handelinge 2 vers 42, ek het dit sommer hier oopgemaak in die Bybel, maar dit sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en die gemeenskap, en hulle het brood gebreek, almal saam. Kerk, Dinsdae-aande is om te volhard in die leer van die woord, sodat ons kan groei, sodat ons sterker kan word, sodat ons kan wees op die plek waar ons moet wees. En dit klink soos 'n promotion advertensie en ek beloof jou dit is. Ek wil hê julle moet Dinsdag aand by die Bybelstudie uitkom. Hoekom? Want jy gaan groei. Dit help nie ons sit in die kerk
en ons voer almal deur 'n baba bottel nie. Die kerk van God moet op 'n plek kom waar hulle maaltye kan eet en steak kan eet en vir mense uitdeel. Die wêreld is nie lus vir melk nie. Die wêreld soek kos. Hulle soek die waarheid, hulle soek wie Jesus is. Maar as ons nie tyd hier spandeer nie, gaan ons nie vir hulle kan verduidelik wie hy is nie. So again, advertensie. As jy niks het om te doen op 'n Dinsdag aand, kom op 'n Dinsdag aand 6:00 kerk toe en kom leer, kom groei saam. Ek was Dinsdag aand daar en I'm telling you, ek kan nie sê ek was geskok nie, maar ek het goeters gesien, in goeters wat ek al my hele lewe lank raak sien, wat nuut was. Vrae wat gevra was, waaraan oor ek nooit ooit gedink het nie. Ewen ons wat in die woord tyd spandeer, met God tyd spandeer, met pastore, daar's altyd iets nuuts in hierdie boek. Altyd. Anders sou dit 1000 jaar terug al opgehou werk het. Sien, hierdie is 'n boek wat lewe vandag. Wat in ons moet groei vandag. Maar as ons hom nie plant nie, gaan hy nie groei nie. Die volgende een waartoe ek wil gaan is Handelinge 2 vers 46. En die een is vir my, hulle is almal vir my belangrik, maar hierdie is net so belangrik. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. En van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Kerk, dit is belangrik om in die huis van die Here te wees. Sien, wanneer jy in die huis van die Here is, dis wanneer jy die blydskap van God ervaar. Dis wanneer ons groei. Dis wanneer ons sien waar mense is. Dis wanneer ons leer. Dis okay. God is daar, hy sal voorsien. Dis waar ons mekaar versterk met getuienis. Dis waar ons saam worship. Want ek weet nie van julle nie, ek kan in 'n kar worship en is great. Maar kyk, as daar 'n kerk vol mense is, dis heeltemal anders. Dis vir my, vanoggend ook, dis vir my so spesiaal. Want dan sit nie net ek nie, want sit almal wat vir die Here saam aanbid en loof. Die volgende een waartoe ek wil gaan, is ook Handelinge, dis Handelinge 6 vers 4. En dit sê, maar ons sal volhard in gebed en die bediening van die woord. Hoe kan ons die woord bedien en volhard in die bediening van die woord, as ons nie volhard in die leer van die woord nie? Sien kerk, ons as kerk, dis nie kom ons gaan gou kerk toe dag en dan gaan ons huis toe en die pastoor moet die res doen. Kom ek sê vir julle vanoggend, jy as 'n besigheidseienaar of wat ook al, of iemand wat mense na opkyk, of iemand wat iewers werk, as daai mense daar instap, die eerste ding wat hulle doen, is kyk hoe vriendelik is jy. Die tweede ding wat hulle doen, is hulle kyk hoe jy reageer. Dit is maklik om in die kerk te sit en nice te wees en liewe Jesus liedjies te sing en op en af te spring en hande te waai en ons kom by die huis en ons stamp ons toon en dan die eerste ou wat ons sien wil ons met die ander voet skop, want die ander ene seer. Kom aan kerk, ons praat 'n bietjie reguit met mekaar vanoggend. Dit wat jy daar buite doen, is 'n Bybel vir die mense wat nie een het nie. My skoonpa het dit gelove om te sê, hy het so baie quotes gehad, ek kan seker 'n boek skryf. Hy het dit gelove om te sê, jy is miskien die enigste Bybel wat 'n ou ooit gaan lees. Hoeveel mense gaan hemel toe omdat hulle jou gelees het? En hoeveel mense doen nie omdat hulle jou gelees het?
Sien, dit maak nie saak hoe oud is ons nie, ons maak nie saak hoe jonk is ons nie, ons het 'n verantwoordelikheid vir hom, om te wees wie hy ons gemaak het om te wees. Sien, en God is amazing, ek moet die storie vertel, ek hoop is okay met hom, maar my oom is oorlede in die week, laasweek, en ons het die begrafnis gehad, donderdag, en weet, daar's goedjies wat gebeur het, en goedjies wat nie lekker was nie, en jy weet, jy kan nie seker wees nie. Of die Here regtig hom gered het nie. Jy weet wat was die omstandighede, en jy weet wat die situasie, en my neefie het teruggevlieg gisteroggend, en Vrydag aand kry hy 'n droom. En in sy droom sê die droom vir hom, gaan lees Handelinge 7. Sorry, maar dit is amazing. Handelinge 7, se opskrif is Stephen's defense. My oom se naam was Stephen. En die Bybel praat hoe in Handelinge 7 die Here vir Stephen huis toe geroep het. What are the odds of that? Want familie, want 'n ouma en 'n ma en 'n seun het volharding gebed. En ek kan julle die storie vertel en almal gaan my jammer kry en bla bla bla, maar dis nie nodig nie. Die storie is, die Here het hom so lief gehad, en ons so lief gehad, dat hy seker gemaak het, hy kom huis toe. So nou vra ek kerk, het ons die wêreld so lief, dat ons seker maak, hulle gaan huis toe. Ons is veronderstel om die lig van die wêreld te wees, om te bedien dit wat ons kry, om God se boodskap te wees, hier op aarde. En dit beteken vir almal. Dit maak nie saak wat se foute, wat se goedjies die ouens gedoen het of deurgegaan het nie. Jy is nooit ooit onder God se oë uit nie. En hulle ook nie. Die laaste skrif wat ek wil deel voor ons gaan afsluit vanoggend, is 1 Timoteus 4 vers 16 wat sê, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy, hoor gou hier, asseblief, hier is amazing, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Kerk, as ons in gehoorsaamheid beweeg, en volhard en doen wat God vir ons doen, dit is nie God wat besluit het, dis jou gehoorsaamheid wat die hand van God beweeg. Almal vra, hoekom gebeur dit, hoekom gaan daar, ek het nie vir jou 'n antwoord nie. Wat ek vir jou het, is woord. En die woord sê vir my, die wat volhard, sal gered word. Die woord sê vir my, volhard daarin, en jy sal jouself red. Ek vra vir Delaney gister, ek sê, ek is in die moeilikheid, ek verdruk. Hoe gaan ek myself red? Ek wil hê ons moet bietjie prakties daaroor dink. Ek is nou in die see, ek dink aan Petrus. Petrus is nou besig om te verdrink. Hoe het hy homself gered? Jy kan nie jouself red nie. Maar deur jou aksie beweeg jy die hand van God. En dis wat ek wil vanoggend, dis my hele boodskap is in hierdie een vers. Die ander was net opbou. Die hele boodskap is in hierdie een vers. Ek dink as my pa nie gehoorsaam was nie,
En kyk, goedjies het gebeur en die hele familie het gesê, wat maak jy? Maar my pa was gehoorsaam. Sou hierdie storie baie anders gewees het. As ons in gehoorsaamheid beweeg, gaan ons die hand van God beweeg. Ons gaan goeders sien gebeur. Mense se lewens gaan verander. Die kerk gaan te klein wees. Die dorp gaan omgekeer word. Ons het kerke wat sit met 5, 6, 7, 800 mense en die Heilige Gees is nie welkom nie. Gehoorsaamheid gaan die hand van God beweeg. En ek wil vanoggend vra, wanneer laas het ons volhard in gebed? Of voor ek dit vra, wie het iets van God af nodig? Kom ons wees eerlik, ek elke dag, ek kan sommer, as ek my ander een saam kon lig, sou ek, elke dag, wanneer laas het ons volhard in gebed? Wanneer laas het ons volhard in leer? Wanneer laas het ons volhard in die tempel? Sien, want as pastoor te lank preek, dan wil ek nie meer daar wees. Ek gaan nie meer gaan nie, want dit vat te veel tyd. My kos gaan brand. Kom kerk, hierdie is goedjies wat ons doen, hierdie is goedjies wat ons sê. Ons wil God se beweging sien, ons wil wonderwerke sien, ons wil mense sien uit rolstoele uit opstaan, ons wil sien mense wat nie kan loop hier op en af spring nie, maar ons wil nie doen wat nodig is om daar uit te kom nie. Sien, God is nie 'n sirkus nie. Hy's nie 'n magician nie, wat 'n show gaan kom aansit nie, dis nie wie hy is nie. God sê hy woon onder die lofsang van sy mense. God daag op wanneer ons doen wat sy woord sê ons moet doen. As ons vra, hoekom sien ons nie God in ons omstandighede nie? Waar is ons? Hoekom sien ons nie God in die kerk nie? Waar is die kerk? Sien, die kerk het so besig geraak om mense te please. Waar is Corneille? Sy sien nie, maar sy het geen idee gehad waaroor ek vanoggend gaan preek en waar ek gaan eindig en vanoggend roep sy my daar en sy sê ek wil net vir jou sê, moenie worry, daar kom sy. Moenie worry oor die mense nie. Sê wat jy moet sê. Doen wat jy moet doen. Kerk, die Here het 'n boodskap vanoggend vir ons. Dis tyd dat die kerk weer kerke begin word. Dis tyd dat die kerk begin volhard. Ons verwag God om te beweeg. Hy het vir ons letterlik 'n guide gegee hoe om dit te maak gebeur. Almal sê nee, jy kan nie die arm van God beweeg nie, nonsens. You look at Lot and the pillar of salt in who, I think it was Abraham who prayed. En hy het vir die Here gesê, as u 40 vind, sal jy hulle los? Ja, ek sal. Okay, Here, ek gaan weer draai 30. 10. As ons doen wat God verwag, kan ons vra wat ons nodig het. Die kerk wil uitgaan en die kerk wil bedien en die kerk wil 'n verskil maak en die kerk wil groei en die kerk wil wonderwerke sien en die kerk wil net in die bank sit en die pastoor moet die werk doen. Ek gaan nou 'n bietjie brag soos met die jeug. Ons het 'n Instagram page en 'n hierdie page en 'n daai page en ons stuur goedjies uit. En ons was Woensdag, daar was baie nie daar nie, daar was skoolgoedjies aan, maar ons was Woensdag 28, 23, iets in die 23, sonder my en Delaney. Met 9 kinders wat nie waar is nie. Die kerk is besig om goeders te begin doen, sodat daar buite 'n verskil maak. Maar dis nie net die pastoor se werk nie. Die pastoor kom nie waar hom Frans kom nie.
Die pastoor kom nie waar Shani kom nie. My Bybel gaan nie daar werk nie. Ons gaan. En as die kerk begin volhard in die woord, in dit wat God van ons verwag. Kerk, ek wil 'n statement maak vanoggend. Hierdie is nie 'n miskien nie, hierdie is 'n verklaring. As hierdie kerk begin volhard, as die kerk in general begin volhard, is die duiwel in die moeilikheid. Want hy gaan niks oor hê nie. Want my God is groter as hy. Maar die wêreld sien nie wie my God is nie, want die kerk kruip weg. En ek is jammer, wel nee, ek is nie regtig jammer nie, maar ek wil nie iemand offend nie, dis hoekom ons preek nie, dis hoekom ons hier is nie. Ek wil ons help om te kom waar Jesus ons wil hê, en waar hy ons nodig het. Kan jy imagine? Ek gaan pastoor Chantal sommer gebruik as voorbeeld. Die Here sê vir pastoor Chantal, ek wil hê jy moet daar gaan, en ek wil hê jy moet bedien. En pastoor Chantal loop daarin, en sy sien iemand, en sy besluit, Here, nee, daai ou is nie vir my nie. Kom kerk, dis wat ons doen. God het elke liewe een van ons, jonk, oud, 5, 6, 60, 80, 'n werk. Hy het vir elke liewe een van ons 'n werk. Maar dit gaan oor hierdie ding. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor die ander mense nie, dit gaan oor mense wys wie Jesus is. Jy sien, dis baie maklik. Kom ons wees gou eerlik met mekaar. Die kerk is vol, as daar probleme is. Dis die eerste plek waar mense hardloop, is kerk toe. Kom ons wees eerlik, baie van ons het daar begin. Dit het nie goed gegaan nie, ons het nie geweet wat om te doen nie, toe kom ons kerk toe. Hoekom? Want die kerk was nie aktief buite nie, so ons moes inkom. Kom kerk. Daar's mense wat nog daar buite sit, wat te bang is om kerk toe te kom, want die kerk doen nie sy werkie. Die kerk wys nie die liefde nie. Die kerk wys nie wie Jesus is nie. Dit voel asof ek julle uittrap, ek bedoel dit regtig nie so nie. Maar kerk, pastore, dit gaan oor God se werk doen vir hom. En volhard in alles. En ek het vir jou baie slegte nuus. Sodra jy besluit om te volhard, gaan die duiwel begin volhard. En hy gaan jou aanval, en hy gaan jou pla, en hy gaan jou fight, en hy gaan jou druk. Maar raai wat? Dis wanneer volhard eers begin. Want dis waaroor dit gaan, om te staan en te sê, dit maak nie saakie wat my pad langs kom nie. My Bybel sê, geen wapen wat hy stuur nie sal bly staan nie. Hulle gaan kom, maar hy gaan nie staan nie. Hoekom? Vir wie hy is, nie wie ek is nie, nie wat ek kan doen nie. Het gaan oor wie hy is. En ek gaan afsluit vanoggend. Ek wil hê ons moet ons oë vir 'n oomblik sluit. En ek gaan net 'n eenvoudige vraag vra. En ek wil hê jy moet dit self antwoord voor ons gaan bid. Vanoggend wil ek jou challenge. Dis nie 'n ag ja, ons sal dit doen vraag nie. Dis 'n ja of 'n nee vraag. Maar met elke een van daai antwoorde kom verantwoordelikheid. En my vraag vanoggend is jy bereid om te volhard in alles wat God vir jou het? In jou gebed, in jou leer, in jou kerk toe gaan, in jou Bybel lees, in jou omstandighede, in jou godsdiens, in jou liefde, is ons bereid om te volhard.
En as jou antwoord vanoggend ja is, so kan ek sê, moet dit nie ligtelik opneem nie, maar as jou antwoord vanoggend ja is, wil ek hê jy moet saam my staan. Want ons gaan 'n verklaring maak voor die Here. Vanoggend, Here, staan ek, want ek is bereid om te doen wat nodig is, om te kom waar U my wil hê. Dit maak nie saak vir wie ek dit moet doen nie, dit maak nie saak wat se pad langs ek moet gaan nie, dit maak nie saak wat se grondpad ek moet ry nie, as U wil hê ek moet ry, gaan ek ry. As U wil hê ek moet praat, gaan ek praat. As U wil hê ek moet doen, gaan ek doen. En ek gaan volhard in alles, omdat ek weet, U het vir my volhard. Kan jy imagine as die Here al die werk gedoen het, en na die eerste spyker ingekap was, het hy hom uitgetrek en gesê, nee, hierdie is nie vir my nie. Dis tyd om te volhard, kerk, en wie God is, en wat hy vir ons wil hê. Ek gaan vir pastoor Chantel, as hy nie omgee nie, vra hom vir ons af te sluit in gebed, asseblief. En al wat ek by julle wil los vanoggend, is die verklaring wat julle gemaak het vanoggend, gaan 'n challenge wees hierdie week. Maar volhard, want die reward, die beloning, is nie hieronder nie. Dit is daarbo. Dankie, pastoor. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons gees is stil vanoggend, my God. Want ons het baie gekry om oor te dink. En U Gees het diep vanoggend kom oortuig. En ja, Here, baie keer staan ons skuldig, omdat ons so vinnig opgee, omdat U nie altyd beweeg op ons tyd nie. Maar my God, vanoggend het ons weer opnuut gekom, en 'n wilsbesluit geneem om ons wil onder U wil te bring. Here, om selfdissipline toe te pas, om te weet dat U 'n waarmaker van U woord is, en as U die belofte gegee het, sal dit so wees. En daarom kies ons as leefstyl gemeente, as liggaam van Christus, om gehoorsaam te wees, om aan te hou, om te volhard, om deur te druk, ten spyte van wat ons oë sien. Here, ek bid dat U ons sal bekragtig. Here, dat U ons geloof opnuut sal anker op die rots van die eeue. Here, dat ons ruggraat in die Gees sal groei, vas sal staan, en sal weet, as ons volhard, dan is daar 'n kroon. As ons nou die kruis saam met U dra, gaan ons saam met U regeer. Ons vat dit in die naam van Jesus. Dankie dat U Gees vanoggend kom preek het. En dankie vir 'n prediker wat gehoorsaam is aan die Gees. Seën hierdie kosbare groep mense, bid ek in Jesus naam. Amen en amen.